Ons het weer eens 'n geleentheid om of via YouTube of Facebook hierdie diens met u te deel. Dis 'n baie groot voorreg om te sê welkom. Ons is bly jy het gekies om in te skakel. Die gemeente se naam is die NG Gemeente Kempton Park Oos. Ek self en Dominee Werner Smal is die twee voltydse leraars in die gemeente en dit bly ons voorreg om u ook op hierdie manier te bedien. Mag vandag se erediens vir u ook seën bring. Kom ons gebruik die geleentheid om stil te word en ons diens in God se naam te begin. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede, dit kom van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die wonderlike werking van sy Gees. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die geleentheid om hierdie erediens aan te bied. Baie dankie vir die geleentheid om na hierdie diens te luister. Baie dankie dat ons kan leef uit u genade. Here, en ons gebruik daai woord en ons het 'n sekere verstaan daarvan. Maar telkens as ons in u woord lees van genade, dan besef ons dat ons konsep daarvan net nie naaste by reg kan laat geskied of groot genoeg is om te verstaan hoe wonderbaarlik en groot u genade is nie. Vandag is dit ons gebed dat wanneer ons by 'n baie unieke gedeelte in die woord stil staan, dat u vir ons sal help om 'n duideliker prentjie van u te kry. En juis 'n duideliker prentjie van u, soos wat u self in die woord openbaar. Seën vir ons in die gemeente, seën elkeen wat hierdie diens meemaak, of hulle deel is van die gemeente of nie, of hulle in die land is en of hulle in die wêreld iewers is. Ons bid dat u deur u Gees daar sal wees en daar sal werk. Ons gebed is op grond van die genade en liefde van God, maar ook op grond van die soenverdienste en die oorwinning wat Jesus Christus reeds behaal het. Amen. Ek wil begin met 'n opmerking, en die opmerking staan los van die inleiding tot my boodskap. Doodeenvoudig die opmerking wat vir u wat dalk oor die internet kyk, belangrik sal wees. Vandag is 'n ongewone geleentheid in ons gemeente, ongewoon in die sin dat dit eenmaal per jaar plaasvind. Ons noem dit die hernuwing van ons geloofsoffer beloftes. By hierdie diens elke jaar staan ons stil by ons verantwoordelikheid om die boodskap van God te verkondig en uit te dra. Die boodskap van verlossing deur Jesus Christus. En as ons sê uitdra, dan bedoel ons naby en ver en oral tussenin, oor alle grense heen. Ons tema in hierdie diens volgend is ons moenie ons uitreik verantwoordelikheid oorskat nie. Maar ons moet ook nie daardie verantwoordelikheid onderskat nie. Ons gaan net by twee tekste stil staan. Die eerste uit 1 Korintiërs hoofstuk 3, net vers 4 tot 7. En dan die hele boek Jona met sy 4 kort hoofstukke. Maar ek gaan dit nie in geheel lees nie, ek gaan lees en vertel. 1 Korintiërs 3 vers 4 tot 7. As een van julle sê, ek is vir Paulus, en 'n ander, ek is vir Apollos, is julle dan nie nog wêrelds nie?
Wat is Apollos dan? Wat is Paulus? Hulle is maar net dienaars, deur wie julle tot geloof gekom het, en elkeen doen die werk, soos die Here dit vir hom gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dit is God wat laat groei het. Dit gaan dus nie om die een wat plant, of die een wat nat gooi nie, maar om God wat laat groei. Dan inleidend, maar dit is 'n baie belangrike inleiding, en absoluut noodsaaklik om seker te wees van hierdie inleiding, voordat die mens na die res van die boek luister. Enige preek, enige Bybelstudie, enige gesprek oor die boek Jona, lei gewoonlik tot 'n debat, dieselfde debat oor en oor en oor. En daardie debat het twee standpunte. Aan die een kant, is dit wat ons hier lees 'n historiese verhaal? Anders gestel, het dit regtig gebeur? Het Jona geleef? Is hy deur die groot vis, wat se vis dit ook al was, ingesluk en weer uitgespoeg? Of is hierdie een van daai gedeeltes in die Bybel wat ons moet verstaan as 'n boodskap, 'n boek, 'n storie met 'n baie belangrike les in, maar nie noodwendig iets wat regtig gebeur het nie. Baie soos 'n gelykenis. Daar's verskille met gelykenisse. Gelykenisse het gewoonlik net een punt van vergelyking. Maar Jesus vertel ook gelykenisse, en wanneer hy dit vertel, is dit nie dinge wat regtig gebeur het nie. Dis 'n voorbeeld met 'n baie kosbare les in. En so verskil lidmate en teoloë reg oor die wêreld en deur die eeue oor in hierdie debat. Is die boek histories of is dit 'n ander tipe literatuursoort? Hulle vertel 'n mooi storie van 'n dominee wat in sy preek laat blyk het dat hy nie dink hierdie het regtig gebeur nie, dat hy glo in die boodskap, hy glo die boek hoort in die Bybel en hy glo in die boodskap van die boek Jona, maar hy dink nie ons moet dit letterlik opneem nie. Een oom het na die diens vreeslik mooi vir hom gesê, hy sê, dominee, my geloof is van so 'n aard. As iets in die Bybel staan, glo ek dit letterlik, net soos dit daar staan. Hy sê selfs al sou daar gestaan het, dat dit Jona is, wat die groot vis ingesluk het, sou ek dit ook geglo het. Pragtig. Nou 'n brokkie baie goeie nuus. Jou en my beskouing van die boek Jona, of my en jou interpretasie van die boek Jona, of dit 'n letterlike gebeurtenis is, of nie, maak geen verskil aan die boodskap van hierdie boek nie. Ek wil dit herhaal. Of mens glo dat Jona 'n historiese persoon was, hierdie 'n werklike gebeurtenis was, en of jy glo dis 'n storie met 'n les in, maak geen verskil aan die boodskap wat deur hierdie boek oorgedra word nie. So daarom gaan ek nie eers vandag 'n verdere sekonde bestee daaraan om aan hierdie debat aandag te gee nie. Ons gaan van die begin af probeer fokus op die boodskap van die boek. Deel van die rede waarom ek so sê, is dat Jona is nie, soos baie mense dink, die hoofkarakter in die verhaal nie. Die hoofkarakter in hierdie verhaal is God self. God wat besluit waar, wanneer en hoe hy genade wil betoon. Jona is een van die medekarakters, soos wat die matrose ook is, en soos wat die koning van Ninive, soos hy beskryf word, ook medekarakters is. Maar die hoofkarakter van hierdie verhaal is God en sy genade. Ek gaan die boodskap opdeel in 7 hoofpunte. Nou dit klink vreeslik baie, maar dit is almal verskriklike kort hoofpunte. Ek doen dit doeteenvoudig omdat dit ons help om beter klem te lê op die verskillende momente en aspekte in die verhaal. Die metode wat ek gaan gebruik is om enkele verse uit die verhaal self te lees
maar ander verse oor te slaan en net te vertel wat daar gebeur, want 4 hoofstukke aan mekaar is bietjie lank om in 'n erediens te lees, maar ek hoop dat jy na die hoor van die boodskap die boek van Jona sommer 'n hele paar keer gaan lees en hopelik met nuwe oë daarna kyk. Ek begin by vers 1 tot 3. Die woord van die Here het tot Jona, seun van Amittai, gekom. Maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is. Maar Jona het klaargemaak om na Tarsis toe te vlug, weg van die Here af. Jona is af Joppe toe, en daar het hy 'n skip gekry wat op vertrek was, Tarsis toe. Hy het vir die reis betaal en aan boord gegaan, om saam met die bemanning Tarsis toe te gaan, weg van die Here af. Nou ja, dit is 'n baie eenvoudige sendingopdrag wat God vir Jona as profeet gee. Doeteenvoudig gaan na die stad Ninive toe, ek weet hoe sleg hy is, maar gaan preek vir hulle, en die bedoeling is gaan preek vir hulle bekering. Dan kry ons by Jona 'n ongewone en 'n vreemde reaksie van iemand wat 'n opdrag so direk van God kry. Nou om die vreemdheid van sy gedrag en sy optrede te verstaan, moet ons net so bietjie konteks gee. Vanaf Jerusalem lê die stad Ninive ongeveer 660 kilometer in 'n noordoostelike rigting van Jerusalem af. Jona gaan af na die hawestad Joppe toe en hy klim op 'n skip wat op pad is na Tarsis toe. Dit is, bereken ons, in Spanje. En dit beteken Tarsis waarheen hy vlug en Ninive is byna 180 grade uit mekaar uit. Hy vlug in presies die teenoorgestelde rigting as waarin God hom stuur met sy opdrag. Nou ja, dit moet natuurlik lei tot die baie belangrike vraag: waarom? Die rede is dat die stad Ninive, hierdie woord Ninive, vir Jona en vir sy tydgenote nie doeteenvoudige plekaanduiding was nie. Dit was 'n woord wat emosioneel gelaai was. Ninive beteken vir Jona en sy tydgenote die hoofstad van die destydse Assiriese ryk. Nou die Assiriërs kan beskryf word as die mees gehate volk deur die Israeliete. En die rede daarvoor is, en dit kan mens in Konings gaan lees, is dat deur die eeue die konings van Assirië opdrag gegee het om verskriklike dinge aan Israel te doen, verskriklike wrede dinge ook. Een daarvan was om 'n stad byvoorbeeld te beleer, net rondom hom te sit, hulle af te sny van al hulle voedselbronne en hulle waterbronne, totdat die mense so krepeer het, dat hulle doeteenvoudig moes oorgee. Ek herhaal, hierdie woord is 'n gelade begrip, en dit gaan oor die mees gehate groep mense, vir hom as Jood en vir sy tydgenote. Hoopelik verstaan ons nou 'n bietjie beter wat Jonas reaksie is en waarom hy in presies die teenoorgestelde rigting as Ninive vlug. 'n Tweede hoofpunt: God gryp in. God aanvaar dit nie maar net so dat Jona ongehoorsaam is aan sy opdrag en laat hom wegkom met hierdie wegvlug aksie nie. God gryp in deur 'n storm op die see te veroorsaak. Reg hierdie boek lees ons verskeie kere hoe God ingryp. Met hierdie ingryping en die storm waarin hierdie boot vasgevang is, lei dit tot absolute benoudheid onder die matrose. Soveel so dat hulle op 'n stadium die vrag van die skip afgooi
om die skip ligter te maak in die hoop om te oorleef. Jona lê in slaap onder in die romp van die skip en naderhand gemaak die kaptein hom wakker en spreek hom aan: hoe op aarde kan jy lê en slaap terwyl ons besig is om te vergaan? Intussen word die storm erger en die desperaatheid op die boot onder die matrose word net hoër en hoër en hoër. Soveel so dat elkeen tot sy eie God bid, en dit is nogal belangrik. Hulle het 'n verskillende gode geglo en almal sê: jong, bid jy maar tot jou God en ek sal tot my God bid en hopelik hoor een van die gode ons en red ons. Maar die storm bly so ewig. Toe besluit hulle moet looitjies trek. Dit was 'n gebruik in die tyd, dat God of 'n God, iemand moet nou aanwys, wie is die oorsaak van hierdie probleem? En so trek hulle looitjies en Jona word aangewys as die een wat die oorsaak van die probleem is. En nou gebeur 'n baie interessante ding. Die matrose vra vir Jona uit: wie is jy, waar werk jy, waar kom jy vandaan? Hulle wil agter die kap van die byl kom, van hoekom is jy die oorsaak van hierdie verskriklike storm? En dan is Jona se antwoord ironies. Voordat ek sy antwoord lees, onthou, hy is besig om weg te vlug van God af, in absolute ongehoorsaamheid aan God se opdrag. Maar hy antwoord ewe trots, ek wil dit so uitdruk, toe hulle van vra, wie is hy, wat werk hy en waar kom hy vandaan, antwoord hy as volg, vers 9. Jona het hulle geantwoord: ek is 'n Hebreër. Ek dien die Here, die God van die hemel, wat die see en die vasteland gemaak het. Maar dan daarna erken hy sy ongehoorsaamheid en dat hy besig is om weg te vlug van die Here en dat hy verstaan dit is die oorsaak van die storm. Hulle vra: wat moet ons met jou maak? Hoe gaan ons hierdie krisis oplos? En dan sê Jona, en dis vir ons vreemd: julle moet my oorboord gooi. Die oomblik wat julle my oorboord gooi, dan sal hierdie storm stil raak. Eers probeer hulle dit vir my. Ons lees hulle roei so hard as moontlik om vasteland te bereik. 'n Poging om teen God se krag in te werk, maar dit werk natuurlik glad nie. En dan noodgedwonge gooi hulle hom oorboord. Maar hulle bid eers: Here, moenie dat ons die lewe van 'n onskuldige man neem nie. Hierdie is nou mense wat nie die God van Israel ken nie, maar tog doen hulle die regte ding. Jona is oorboord en die storm word stil. Ons lees in verskillende vertalings dat die matrose 'n groot ontzag vir God gekry het, of 'n groot vrees. Maar die term vrees is 'n bietjie 'n moeilike een. Maar soveel so, dat hulle onder die indruk kom van God se mag, en dat hy die sterk God is. En dan bid hulle tot hierdie ware God, en hulle bring 'n offer aan die ware God. Soos kan dit beskryf as dat hier by die matrose vind daar 'n spontane bekering plaas. Maar nie 'n bekering op grond van 'n bekeringsboodskap wat Jona gebring het nie. 'n Spontane bekering wat deur God bewerk word wanneer hulle iets van sy mag oor die see sien en beleef. Ons derde hoofpunt: God gryp weer in. Hy neem weer die inisiatief. Hy stuur 'n groot vis, staan daar. Ek weet baie mense praat van 'n walvis en dan allerlei argumente van 'n walvis wat nie 'n mens kan insluk nie, en so meer en so meer so. In die storie staan daar dood eenvoudig: God voorsien 'n groot vis. Die sluk vir Jona in, en Jona bly 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. Later in Matteus verwys Jesus na hierdie gebeure wanneer hy sê dat hy, die seun van die mens, ook in die graf gaan wees vir 3 dae, soos wat Jona in die ingewande van die vis was. In die ingewande van die vis bid Jona, maar 'n unieke gebed.
Nie 'n gebed van, Here, ek het berou, ek is so jammer nie. Nie 'n onderhandeling met God, Here, as U my lewe red, beloof ek sal die opdrag uitvoer en ek sal na Ninive toe gaan nie. Sy gebed is doeteenvoudige opeenstapeling van 'n hele klomp psalms. Hy loof God en hy beskryf hom as die God van die heelal en alles, en hy sê hy bevind homself hier in die doderyk en God het hom gered, maar geen berou nie, geen omdraai nie. En dan gryp God weer in. God beveel die groot vis om Jona op droë land uit te spoeg. En dan, as Jona op die droë land is, herhaal God sy oorspronklike opdrag. 'n tweede keer gee hy vir Jona hierdie sendingopdrag om na die stad Ninive toe te gaan en vir daai mense te gaan preek. Ek lees hoofstuk 3, vers 1 en 2. Die woord van die Here het 'n tweede keer tot Jona gekom. Maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan met die boodskap wat ek jou sal gee. Hierdie keer is Jona gehoorsaam aan die opdrag, hy maak klaar en hy gaan soontoe. Maar uit die konteks van die hele verhaal kan ons aflei dat hy dit verskriklik teesinnig doen. En dan wanneer hy daar kom, spandeer hy nie baie tyd in die stad nie, hy kom sommer baie gou tot 'n punt dat hy nou sy preek gaan lewer. En dan, verstommend, lewer hy die kortste preek, en veral die kortste bekeringspreek, waarvan ons ooit in die hele Bybel lees. Hy preek dit nie eers eintlik as 'n bekeringspreek nie, hy preek dit net as 'n preek van veroordeling. Kom ons lees die woorde in hoofstuk 3 vers 4b. Nog net 40 dae en Ninive word verwoes. Net dit. Nog net 40 dae en Ninive word verwoes. Klaar. In die volgende vers, vers 5 tot 9, lees ons iets wat ons nog meer verstom. Wat gebeur in hierdie stad waarvan God sê, ek weet hoe sleg hy is, en hy weet van al hulle geweld, en hy weet van alles wat hulle aan sy volk gedoen het. Ons lees die verstommende reaksie, hoofstuk 3, vers 5 tot 9. Die mense van Ninive het toe in God geglo, en hulle het 'n dag aangekondig om te vas. Groot en klein het rouklere aangetrek. Die berig het ook by die koning van Ninive uitgekom. Hy het van sy troon af opgestaan en sy koningsklere uitgetrek, rouklere aangetrek en op 'n ashoop gaan sit. Hy het in Ninive laat proklameer. Die koning en sy raadgewers beveel dat mens en dier, groot vee en klein vee, aan niks mag proe nie, dat hulle niks mag eet en nie water mag drink nie. Mens en dier moet rouklere aan hê, en die mense moet ernstig tot God roep, en hulle van hulle verkeerde dade bekeer, en berou hê oor die geweld wat hulle gepleeg het. Miskien sal God van plan verander, en nie meer kwaad wees nie. Dan sal ons nie omkom nie. Dit is net absoluut verstommend, dat met daai een sinnetjie, hierdie totale ommekeer, berou en bekering kan plaasvind. Maar dis hoe dit gebeur het. En volgende lees ons God se reaksie in hoofstuk 3 vers 10. Toe God sien wat hulle doen en hoe hulle bekeer van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp
wat hy gesê het, hy oor hulle sal bring. Hy het nie die ramp gestuur nie. In ons 4de hoofpunt lees ons nou weer Jona se reaksie. Maar nou moet ons onthou, as ons nou sy reaksie gaan lees, onthou dat hy eintlik 'n profeet is, dat hy deur God gestuur is om God se genade te verkondig, om hierdie mense op te roep tot bekering. So as hierdie radikale, drastiese bekering plaasvind, hierdie ommekeer en hierdie berou, verwag mens dat hy as profeet nou baie opgewonde sal wees. Hulle het die woord van God gehoor en positief daarop reageer. Maar wat is Jona se reaksie? Hoofstuk 4 vers 1 tot 3. Hieroor was Jona baie ontevrede en hy het baie kwaad geword. Hy het tot die Here gebid en gesê: Ag Here, ek het dit geweet toe ek nog in my land was. Daarom het ek reg in die begin na Tarsis toe gevlug. Ek het geweet, U is 'n genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die straf wat U aangekondig het. Laat ek nou maar sterf, Here, want dit is vir my beter om te sterf as om te lewe. Verstommende reaksie. Hy is kwaad oor God se genadebetoning. En in sy gebed is hy eintlik verskriklik lelik teenoor die Here. En gebruik woorde wat eintlik God se genade weerspieël teen God. Ek het geweet, U is 'n barmhartige God, lankmoedig en vol van genade. En toe sy uit die stad uit. Maar nou is hier nog 'n interessantheid. Jona gaan nie net uit die stad uit en reis terug na sy land toe, of wat ook al nie. Nee, hy is uit die stad uit, maar hy is so nuuskierig om te sien of God nie tog maar hierdie mense sal straf en uitdelg nie. En daarom gaan hy uit die stad uit net tot op 'n plek waar hy vanaf 'n hoogte kan uitkyk op die stad, en daar bou hy vir hom so 'n skuilingkie en gaan sit hy en wag hy eintlik vir die oordeel van God oor hierdie mense. Hy sit letterlik daar en wag, gereed om hom te verlustig in hierdie mense se misnoë en die feit dat hy hoop God hulle nog steeds gaan uitdelg. Ons 5de hoofpunt. Nou reageer God weer. En nou doen God weer 'n vreemde ding. Dit kan baie klein lyk, maar dit is sprekend van God se genade. God, in hierdie omstandighede, gaan bewys nou genade ook aan Jona. Nadat God gesê het, hy gaan afsien van hierdie ramp wat hy sou stuur, hy bewys genade aan die stad en al sy mense, bewys hy ook genade aan hierdie ongehoorsame kind van hom. Ons lees dit in hoofstuk 4 vers 6. Toe laat die Here God 'n komkommerplant opkom, en dit het bo oor Jona gerank, om skadewee te gee vir sy kop, en om hom van sy misnoë te bevry. Jona was baie bly oor die komkommerplant. Maar nou doen God nog iets, en dit alles bly vreemd in hierdie verhaal. Die volgende oggend, nadat God nou hierdie genade betoon het met hierdie plant wat so van 'n groei en vir hom skadewee gee, die volgende oggend stuur God 'n wurm om die plant te vreet en die plant onmiddellik weer te laat verdroog. En dan is Jona eers kwaad. Nou is hy woedend. So woedend dat hy vir die Here sê, hy wil maar liewer sterf. In ons 6de hoofpunt lees ons dat God 'n wonderlike, vaderlike,
liefdevolle gesprek met hierdie woedende Jona voer. Ons kan ons nie indink dat God soveel geduld met hom het en hom so liefdevol hanteer, te midde van sy verskriklike bitter en hatige gesindheid nie. In hierdie gesprek wat God met hom het, lê die klem daarop dat God vir Jona wil wys op die kontras. Die kontras tussen sy genade as God en Jona se absolute hardvochtigheid. Kom ons lees dit in die woorde soos dit in die teks staan. Hoofstuk 4, vers 9 tot 11. Toe vra God vir Jona: "Het jy rede om kwaad te word oor die komkommerplant?" En Jona antwoord: "Ek het rede genoeg. Ek is besig om te sterf." Die Here het vir Jona gesê: "Jy is besorg oor die komkommerplant, waarvoor jy nie gewerk het nie, en wat jy nie versorg het nie. Dit het oornag opgekom, en oornag is dit dood. Maar ek mag nie besorg wees oor die groot stad Ninive nie, 'n stad waarin daar meer as 120.000 mense is, wat nie weet wat reg of verkeerd is nie, en ook nog baie diere." Geliefdes, ons 7de en laaste hoofpunt. 'n Klompie stellings. God is nie afhanklik van Jona nie. God is nie afhanklik van sy bereidwilligheid om sy opdrag uit te voer en sy boodskap te gaan oordra nie. God is nie afhanklik van sy oratoriese vermoëns nie, met ander woorde, van sy vermoë om 'n kragdadige bekeringsboodskap te bring, wat mense aan die hart kan gryp en hulle tot nuwe insigte kan bring nie. God red hierdie mense, omdat hy wil, en omdat hy kan, en omdat dit in lyn is met die genadige Vader wat hy is. Daarom red God hierdie mense. Nie op grond van Jona nie, maar ten koste van Jona, of in teenstelling met Jona. Maar nog vreemder, tog kies God om Jona te gebruik. Kies hierdie magtige, almagtige, onafhanklike, genadige God om Jona in te skakel in sy plan van verlossing. Kies God om hom 'n plek te gee in sy verlossingsplan. Ek wil dit so 'n bietjie verder neem. Wanneer Jesus baie jare later 12 brose apostels die wêreld instuur met 'n baie duidelike sendingopdrag. Wanneer hulle uitstuur met die opdrag, gaan verkondig die goeie nuus aan al die nasies, tot in die uithoeke van die aarde. Dan geld dieselfde beginsels. Dan is God ook nie afhanklik van hulle nie. Dit is sy genade en hy sal die boodskap dra. En hy sal deur sy gees die oortuigingswerk doen. Maar hy kies om hulle in te skakel, hulle 'n plek te gee. Wanneer God vir my en jou as individue en vir ons as 'n gemeente betrek by sy plan van genade, geld dieselfde beginsels weer. Onthou, God gebruik ons nie almal op dieselfde manier nie. Maar God praat met ons almal, wanneer hy ons wys op die verantwoordelikheid dat sy woord, sy evangelie, sy plan van verlossing,
die goeie nuus van die verlossing in Christus Jesus uitgedra moet word, dan geld dieselfde beginsels. God is nie afhanklik van ons nie, maar God kies om ons in te sluit. Ons dra maar net die boodskap oor. God alleen is die een wat die werk doen en die verandering bring. Ek sluit af. Ons moenie ons rol in die uitreik na mense met God se boodskap oorskat nie. Maar ons moet ook nie ons aandeel onderskat nie. Amen. Kom ons word net 'n oomblik stil voor die Here. Ons as gemeente het 'n voltydse sendeling vir meer as 25 jaar reeds in Kambodja. Haar naam is Jean Marie Jooste en ons gaan nou ook kyk na 'n kort insetsel wat vir ons 'n boodskapie gee vanaf Jean Marie vanuit Kambodja. Kom ons deel saam daarin. Goeiedag, liewe gemeente en vriende in Suid-Afrika. Ek groet julle vanuit die pragtige Previhe provinsie. Ek het nog 'n jaar in Kambodja om die Here voor te dank.យើងប្រកាសថាមានពងលំអវិញលើកបាល់ជំនួសភេទ My bediening hier in Kambodja is drieledig. Eerstens is ek hier om die goeie nuus van Jesus Christus te verkondig deur vriendskapsevangelisasie en om 'n mentor en geestelike ouer vir jonger gelowiges te wees. Tweedens staan ek jong kerkplanters by deur maandelikse bediening van die woord in 2 kerke se eredienste en deur hulp, raad en gebed. Uit persoonlike ondervinding weet ek hoe moeilik kerkplanting is en daarom is dit vir my 'n voorreg om 'n pad te kan stap saam met plaaslike leiers wat hierdie roeping vir hulle lewens aanvaar het. En derdens bied ek steeds die Pray Cambodia gebedsseminaar aan vir gemeentes en groepe wat hul gebedsbediening wil verdiep en versterk. ការអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គពិតជាសំខាន់ហើយមានអំណាចមែនទែនដូចជាការថ្វាយគ្រឿងក្រអូបទៅកាន់ព្រះអង្គ ពីមុនខ្ញុំទើបនឹងជឿថ្មីហាក់ដូចជាខ្ញុំអត់សូវយល់ប៉ុន្មានអំពីការទំនាក់ទំនងរវាងយើងជាអ្នកជឿជាមួយព្រះអង្គតាមពិតទៅគឺយើងជាអ្នកជឿប្រៀបដូចជាកូនរបស់ព្រះអង្គដូចគ្នាដូច្នេះយើងមានការទំនាក់ទំនងរវាងយើងនិងព្រះអង្គគឺជាការទំនាក់ទំនងរវាងកូនជាមួយនឹងឪពុកដែលជាឪពុកដ៏ល្អម្នាក់ដែលមិនដែលបោះបង់ចោលកូន និមិត្តមួយខ្ញុំគិតថាខេត្តព្រះវិហារគឺអាចអនាគតទៅនឹងទៅជាខេត្តនៃដំណឹងល្អ ការអធិដ្ឋានគឺមានឥរិយាបថគឺមិនមែនយើងជាអ្នកសុំទានទេប៉ុន្តែគួរតែអធិដ្ឋានដោយមានឥរិយាបថថាយើងគឺជាកូនព្រះដែលចូលទៅចំពោះព្រះវរបិតាអធិដ្ឋានដោយទំនុកចិត្តថាព្រះអង្គចង់ស្ដាប់ឮយើងចង់ដឹងពីកង្វល់របស់យើងដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងយើងជាមួយនឹងព្រះអង្គកាន់តែស៊ីជម្រៅកាន់តែស្និទ្ធស្នាលសូមអរគុណ ហើយព្រះអង្គជាគង្វាលនៃយើងហើយយើងមិនខ្លាចក្នុងការដែលអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គទេ
ហើយខ្ញុំរៀនបានអំពីការស្ដាប់បទសូរសៀង ចឹងហើយយើងអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គបានគង់នៅជាមួយយើងដឹកនាំជីវិតយើងបាទហើយយើងមានន័យថាឲ្យព្រះអង្គបានជួយនាំមុខយើងហើយយើងនឹងអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គបានព្យាបាលចិត្តស្អាតរបស់យើងគឺយើងត្រូវលន់តួបាបទៅព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គជាព្រះហើយយើងស្គាល់ពីរបៀបប្រកាសនៃព្រះបន្ទូលពីការប្រើសិទ្ធិអំណាចការប្រកាសព្រះបន្ទូលហើយរបៀបបដូរនៃពាក្យនៅក្នុងព្រះបន្ទូលមកជាខ្លួនយើងក៏ដូចជាដល់បងប្អូនយើងក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិយើងឬក៏ប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗដែលជាសត្រូវរបស់យើងហើយយើងអាចអនុវត្តខ្លួនយើងឲ្យយើងអាចចេះអត់ទោសឲ្យពួកគាត់ហើយអាចចេះអធិដ្ឋានឲ្យពួកគាត់ពីរបៀបដែលយើងបញ្ជាក់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពីសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះអង្គទៅកាន់ពួកគាត់ហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដែលនៅជុំវិញប្រទេសយើងនឹងបើសិនជាអាចឲ្យគាត់បានទទួលដំណឹងល្អពីព្រះនៅក្នុងពេលដែលយើងមើលអំពីសេចក្តីអធិដ្ឋាននៃព្រះបិតាគឺព្រះអង្គទ្រង់មានបំណងប្រាថ្នាឲ្យយើងបានអត់ទោសដល់អ្នកដែលធ្វើខុសចំពោះយើងពីព្រោះព្រះបិតានៃយើងទ្រង់បានអត់ទោសដល់យើងដែរដូច្នេះការដែលអត់ទោសដល់អ្នកដទៃគឺពិតជាជួយឲ្យពួកយើងហើយខ្ញុំមានសន្តិភាពនៅក្នុងផ្លូវចិត្តផងដែរចំណុចមួយដែលខ្ញុំបានរៀនហើយចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺការដើរជាមួយនឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅធ្វើការខ្ញុំតែងតែជួបឧបសគ្គនៅតាមផ្លូវជាច្រើនហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ពិបាកក្នុងខ្លួនហើយតែងតែពេលខ្លះខឹងមួម៉ៅប៉ុន្តែនៅក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានរៀនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំទទួលបានអំណរហើយខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការអធិដ្ឋានជំនួសនៅអ្វីដែលខ្ញុំខឹងហើយ Afgelope jaar het mede-Christene my ook uitgenooi om eenmaal 'n maand 'n video op te neem met 'n geestelike boodskap wat op sosiale media gedeel word. Bante. Hy pel ke mokun Parisi lok Parisi menek nang nek yok pon menek.ពួកមនុស្សនៅផែនដីគេមកឃើញអ្នកសួយចរិតម្នាក់ហើយអ្នកទួយចរិតម្នាក់ប្រហែលគេគិតថាមួយនេះមនុស្សល្អមួយនោះមនុស្សអាក្រក់ប៉ុន្តែពេលព្រះអង្គទូតឃើញលោកផារីស៊ីម្នាក់និងអ្នកយកពន្ធម្នាក់ព្រះអង្គទូតឃើញមនុស្សទួយចរិតទាំងពីរនាក់មនុស្សអាក្រក់ទាំងពីរនាក់មិនមែនបរិសុទ្ធសម្រាប់យើងខ្លួនឯងតែព្រះរាប់យើងជាបរិសុទ្ធហើយខ្ញុំបានដឹងថាខ្ញុំជាកូនរបស់ព្រះដែលព្រះស្រឡាញ់ខ្ញុំបំផុតbaie dankie vir die opofferinge wat julle maak om my bediening te ondersteun en vir my te bid. Julle skat is groot in die hemel. Ek glo, bid en weet ook dat die olie in die kruik en die meel in die bak vir julle ook nie sal opraak nie. Hier in die gemeente deel ons nou op hierdie stadium briefies uit waarop mense hulle name kan invul en kan commit tot 'n eenmalige bedrag of 'n maandelikse bydra spesifiek vir die uitreikaksie in ons gemeente of genaamd die geloofsoffer. Dis 'n oproep dat mens na jou gewone bydra tot die Here sal bid en vra of die Here jou lei om by te dra tot hierdie projek. Indien u wat nou nie fisies hier by die gemeente is nie, ook wil deelneem hieraan, maak kontak met ons kerkkantoor of gebruik die bankbesonderhede aan die einde van die uitsending. Indien u wel 'n bydra maak, merk dit asseblief net as geloofsoffer. Dit word heeltemal vertroulik hanteer en net die voorsitter van die finansiële en uitreikkomitee en ons gemeentebestuurder sien daardie bedrag. Ek wil afsluit met 'n gebed. Here, dankie vir hierdie boodskap van genade, nie die boodskap van Jona nie, vir die boodskap van genade
bo oor Jona. Help ons om die boodskap te hoor, te verstaan en uit te leef. Dit alles bid ons in genade. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die seënende, lerende en versterkende teenwoordigheid van God die Heilige Gees, bly by jou. Amen.